Groet jou in die naam bo alle name, die naam Jesus Christus. Hemelse Vader, dankie dat U elke dag met ons is. Vader, ons dank U vir die wysheid en die genade wat ons uit U hand het ontvang. En ons bid dat U ons die vermoë sal skenk om 'n verskil te kan maak in ander se lewens. Ons aanbid U as die konings van die konings. Amen. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En dan kom ons vandag by die laaste, maar nie die minste nie, selfbeheersing. En dis daardie vermoë om jou begeertes, emosies en dade te bemeester, eerder as om daardeur beheer te word. Dit behels die vertroue op die Heilige Gees om nee te sê vir ons sondige natuur en ja te sê vir God se wil, wat lei tot geestelike volwassenheid, matigheid en vryheid van skadelike gewoontes. Selfbeheersing is seker die moeilikste van die gawes om te kan toepas, want dit behels dat jy in alle omstandighede moet kan kalm bly en nie uit mekaar val nie. Wanneer jy selfbeheersing het en dinge van hierdie wêreld jou nie beheer nie, dan is dit vryheid. Maar hierdie gawe van selfbeheersing bewys dat God ons nie beheer nie. Dat ons 'n wil het, maar dat ons wil vrylik onder God se wil onderwerp. Ons het hierdie keuse om dit elke dag uit te oefen, om selfbeheersing te kies en om daarin te wandel en ons eie vlees te verloon. Selfbeheersing is die vermoë om jou begeertes en jou emosies en impulse te beheer, eerder as om daardeur beheer te word. Dit is soos 'n beskermde muur teen sondes. In Spreuke 25 vers 28 vergelyk 'n persoon sonder selfbeheersing met 'n stad met afgebreekte mure, kwesbare vir aanvalle. Salomo sê hier in Spreuke 25, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Selfbeheersing word dikwels beskou as die anker vir die ander vrugte, want daarsonder kan eienskappe soos liefde of geduld maklik verlore gaan as gevolg van emosionele uitbarstings. Deur selfbeheersing toe te pas, bied dit aan ons beskerming teen impulsiewe besluite, wat kan lei tot skuldgevoelens of ondergang. Dit is 'n aanhoudende geloofstryd. En een sleutelaspek van selfbeheersing wat ons nooit moet vergeet nie, is dat dit nie uit ons eie vermoë is nie, maar dat dit is as gevolg van die Heilige Gees wat in 'n persoon werk en nie bloot menslike wilskrag nie. Alhoewel dit 'n aktiewe samewerking van die menslike wil vereis. Die beste van alles is, dit gee ons ontsettende vryheid, maar dit bevry ons van die slawerny van ongesonde gewoontes of verslawing. Dit help ons met ons verhoudings, want dit maak geduld en vriendelikheid, sagmoedigheid moontlik, wat harde reaksies vervang. Dit gee ons rentmeesterskap, deurdat dit ons help om ons tyd, liggaam en hulpbronne effektief te bestuur. Maar ons kan dit net prakties toepas, wanneer die Heilige Gees die krag verskaf. Die Bybel moedig ons aan om aktief hierdie vrugte kweek. So al hierdie vrugte is joune. En iets wat in jou ontwikkel, hoe meer jy Jesus volg. So as jy wonder waar jy meer van hom nodig het, gaan net deur daardie lysie en bid vir meer daarvan. Vra God vir hulp om dit uit te leef en om bewus te wees wanneer ons nie is nie. Onthou, dis die Heilige Gees wat dit in jou produseer. Ons kan net volg en ons bes doen om hierdie dinge uit te leef. Wat 'n geskenk is dit nie. Hemelse Vader, seën ons asseblief met die gawe van selfbeheersing. Ek bid dat elkeen van ons hierdie versie sal leer ken, sodat ons elke dag bewus kan wees van elke vrug wat ons moet dra. Want slegs wanneer ons die vrugte ken, sal ons dit kan toepas deur die hulp van die Heilige Gees. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.